Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom hier in die huis van die Here vanoggend. Ons gaan stil raak, ons gaan 2 liede sing as deel van ons voorsang. Die een is as vreugde my deel is en die tweede ene my gees, my siel, my liggaam. Kom ons sing dit.
ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God, ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Amen. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir jou van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Ons sing 'n baie bekende psalm as loflied, Psalm 146, Prys die Heer met blye galme. Kom ons staan, sing ons dit saam. Lekker is dit om ou bekende liedere te sing, nee, groot geword met hierdie lied. In Matteus 22 van vers 34 af het die Fariseërs vir Jesus na Jesus geluister saam met die Sadduseërs, en een van hulle wetskenner het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? En hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dis die belangrikste en eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Liefde teenoor God en liefde teenoor my naaste. Ons kom kerk toe omdat ons in God glo. Ons kom kerk toe omdat ons wil volgens sy wil lewe. En daarom terwyl ons so sit, kom ons wy onsself aan hom. Ons vra vir hom, Here, leer my u wil. Here
Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Here ons God, ons Vader, U is ons versorger. U is die een uit wie se hand ons leef elke dag. U is die een wat aan ons die lewensasem gee, sin en betekenis in die lewe gee. En ons besef, U is God. Ons is maar bloot mense. Here, ons is stoflik, ons is verganklik. Ons is soos mis voor die son. Daarom kom ons in hierdie oomblik en ons word stil voor U, want ons weet, ons is in die teenwoordigheid van die Heilige God. Ons kom nie omdat ons harte van self klop nie. Ons kom nie omdat ons lewe, omdat ons goed is nie. Ons kom omdat U God is. U God is wat lewe gee, wat lewe skep, maar nie net skep nie, ook in stand hou. Ons kom nie omdat ons alles verstaan nie, maar omdat U woord hoër is as ons gedagtes. U wee hoër is as ons wee. Here, ons besef, ons het U nodig. Ons kan nie sonder U nie. Ons wil nie sonder U nie. Ons weet, ons is afhanklik van U. Daarom bid ons, maak ons harte vandag soos grond wat gereed is om reën te ontvang. Waar daar droë plekke in ons lewens is, harde plekke, breek dit oop. Maak die droë plekke nat. Laat U woord diep in ons val, ons deurdrenk. Gee dat dit nie net by ons ore en ons verstand sal bly nie, maar dat dit in ons harte sal ingaan en vrug dra in ons lewe. Here, dit is ons gebed, dat elkeen wat hier is vanoggend, wat dors is, sal hoor dat U roep, kom na die water. Dat elkeen wat moeg is, sal hoor, U gee rus, U gee vrede. Elkeen wat skuldig voel sal hoor dat U oorvloediglik vergewe. Mag elkeen wat dor en moedeloos is, vandag weer glo dat U woord lewe bring. Kom Here, ontmoet ons, elkeen van ons. Daar waar ons is, in ons lewens, op ons lewenspad, met ons behoeftes, met ons vrae, kom, ontmoet ons, praat met ons, soos net U kan. Ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ons skrifgedeelte gaan uit Jesaja 55 lees. Kom almal wat dors is, kom na die water. Wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Waarom weeg julle silwer af wat nie brood is nie? Bestee julle moeitevolle arbeid aan wat nie versadig nie. As julle aandagtig na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe. Luister, sodat julle kan leef.
Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, getrou aan die bestendige liefde vir Dawid. Kyk, 'n getuie vir die volke het ek hom gemaak, 'n leier, iemand wat bevel voer oor volke. Kyk, jy sal 'n nasie roep wat jy nie ken nie, en 'n nasie wat jou nie ken nie sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, terwille van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy hom laat vind, roep hom aan terwyl hy naby is. Die goddelose moet van sy pad afsien, die boosdoener van sy planne. Hy moet na die Here terugkeer, sodat hy hom genadig kan wees, en na sy God, want hy vergeef oorvloediglik. Ja, my planne is nie julle planne nie, en julle paaie is nie my paaie nie, is die uitspraak van die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my paaie hoër as julle paaie, my planne as julle planne. Soos reën en sneeu uit die hemel afkom, nie daarheen terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en plante laat voortbring, dit laat uitspruit en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Ja, met vreugde sal julle wegtrek en in vrede gelei word. Die berge en die heuwels sal voor julle in jubelkrete uitbreek en al die bome van die veld sal hande klap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei. Die plek van dussels sal mirtebome opkom. Dit sal vir die Here tot roem wees as 'n ewige teken. Dit sal nie afgekap word nie. Tot daar ons skriflesing. Ons wat hier op die platteland bly, weet wat 'n groot verskil droogte maak. In die stede kom mense dit nie so maklik agter as daar groot droogte is nie, want daar's groot opgaardamme, reservoirs en hulle voorsien water. Maar hier op die platteland sien ons die grond, ons sien die droogte. Stel jouself 'n stuk grond voor wat lanklaas reën gekry het. Die son bak dit vir dae en vir weke. Grond is hard. Daar's krake in die aarde. Die gras is geel. Die bome lyk moeg. Stof lê oral. As die wind waai, kom daar nie 'n vars reuk nie, maar net stof, nog droogte. Jy kan met jou skoen so teen die grond stamp en dit voel amper soos klip. En dan een middag begin dinge verander. Die lug verander, die wind draai, die wolke pak saam. Jy ruik dit nog voordat jy dit sien. Die geur van reën wat op pad is. En dan val die eerste druppels. Eers stadig, een hier, een daar. Stof spring op, droë grond drink dit amper te vinnig in. En dan kom dit harder, die reën val, die water loop nie net bo oor nie, dit begin inwerk, dit dring af in die grond in, dit deurdrenk, dit maak dit sag. Die effek, die wonder van hierdie reën wat val, sien 'n mens nie sommer net altyd dieselfde dag nie. Daardie middag na die reën, al is die grond nat, lyk dit maar nog dieselfde. Die gras is nog geel, die bome lyk nog moeg, die saad onder die grond is nog onsigbaar. Maar iets het gebeur. Die grond is nie meer dieselfde nie. Die proses van lewe het begin.
En dan 'n paar dae later, dan begin 'n mens sien, hier begin groenigheid uitkom. Na 'n week lyk die veld anders. Waar daar stof was, is dit groen. Waar daar dorheid was, is daar lewe. Dit is die beeld wat die Here vir ons hier in Jesaja 55 skets. Hy sê, soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie leeg terugkeer nie, maar die aarde deurdrenk en laat voortbring, net so is my woord. Die Here kom sê vandag vir ons, my woord is nie net klanke nie. My woord is nie net godsdienstige woorde nie. My woord is nie iets wat op 'n bladsy staan nie. My woord is soos reën op droë grond. Dit bring lewe. Ek sê gereeld dat wanneer ons Bybel lees, wanneer ons bid, dan vra ons vir die Here, Here, laat hierdie gestolde ink woorde word wat lewe gee. En dis net sy woord wat dit kan doen. Die profeet Jesaja, die Here praat deur die profeet met sy volk wat in ballingskap is, en hulle is moedeloos. En hy bring vir hulle belofte. Hy bring vir hulle bemoediging. Hy begin hierdie hoofstuk met, kom almal wat dors is, kom na die water. 'n uitnodiging, 'n oop uitnodiging vir elkeen wat wil kom. Hy sê, kom koop, sonder geld, sonder koste, wyn en melk. Dis genadetaal. Dis 'n God van liefde. Hy sê, kom en ontvang. Net daarna vra en vraag in vers 2, waarom bestee julle tyd aan goed, aan geld, wat bestee julle geld aan goed wat nie brood is nie? Waarom werk julle so hard vir dit wat nie versadig nie? Hoeveel mense leef so? Ons ken dit. Mense wat hulle lewe lank afsloof om meer te kry, nog beter. En op die ou einde is hulle arm. Al wat hulle het is geld en besittings. Arm. Die Here nooi, kom koop wat nie brood is nie. Brood versadig vir 'n oomblik, maar môre is jy weer honger. Die pad van lewe begin met luister. Ons het net nou in die gebed gevra, Here, help ons om nie net te hoor nie, maar dat u woord insink in ons lewe, in ons harte. Hierdie is 'n God van genade. Daar's 'n boekie, God boer met genade. Hy is die God van genade. Vers 6 en 7 sê, soek hom, terwyl hy hom nog laat vind. Genade is nie verskoning om op die pad waarop jy is te bly, want God sal my genadig wees nie. Genade is die krag wat my laat omdraai en antwoord op God se stem in my lewe. Genade kan ophou. Dan kom 'n dag waar dit nie meer daar gaan wees nie. Nou, terwyl die Here nog te vind is, antwoord, reageer. God se woord is anders as ander woorde. Ons leef in 'n wêreld waar daar baie geraas is, baie woorde.
baie mense wat dinge sê. En ons word oorval met klanke, met woorde en uitnodigings en so baie daarvan is maar net oppervlakkig of vals. Een aspek van hierdie teks wat ons vanoggend moet besef, is dat God se woord is anders. Sy woord is nie soos mense woord nie. 'n Preek is nie maar net bloot 'n voordrag van iets wat gelees is of wat gedink is nie. God se woord is anders. Dit kom, en dit is vir my so mooi, dat die skrywer het hier stel, God se woord kom van bo af, en dit deurdrink, soos reën. Ons woorde is hier op ons vlak, op menslike vlak. Net God se woord kom van bo af. En sy woord dra sy karakter. Dit dra sy gesag, sy trou. En dit skep lewe. Dit is genade. Dat ons vanoggend dit kan ervaar. Dat hierdie God wat lewe gee, hierdie God wat skep, hierdie God wat genadig is, met my praat. My nooi. God se woord kom en hy deurdrink 'n mens se lewe. Dit bereik plekke wat die oog nie kan sien nie. Hier diep binne in my, waar net God weet, net God kan, daar kom hy. En dit werk dikwels stiller as reën. Dit werk diep. En dit vat soms tyd voordat daar groenigheid bo uitkom. Lank voordat ander mense iets sien, is God se woord, is hy reeds besig om grond sag te maak. Dink aan 'n kind wat groot geword het in 'n huis waar die woord gelees word. En daardie kind mag dalk aanvanklik lyk asof hy hom nie daarin steur nie, en hy gaan uit. Hoeveel keer vra ouers vir my, nadat die kinders belydenis van geloof afgelê het en hulle is uit die huis uit en hulle begin hulle lewe, dan lyk dit asof hierdie opvoeding, hierdie godsdienstopvoeding, niks, geen reaksie by hulle, geen verandering gemaak het nie. Maar later, dan begin hierdie groenigheid uitkom. Ek sê, ons moet onthou, hier is ook 'n waarskuwing. Harde grond moet reën ontvang. As ons, en dit is die verskriklike moontlikheid dat ek is in staat om my hart toe te maak daarvoor. Ek is in staat om God se woord weg te stoot. Om myself te verhard. Daarom kom hierdie waarskuwing hier in vers 3. Maak julle ore oop en kom na my toe, luister, sodat julle kan leef. Die regte gebed onder God se woord is nie, Here, gee vir die ander mense iets om te hoor nie. Die regte gebed is, Here, laat u woord in my inval. Laat dit my lewe deurdrink. Laat dit plekke bereik wat ek self probeer wegsteek. God gee hierdie belofte. Sy woord sal nie leeg na hom toe terugkeer nie.
Vers 11. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Dit steek die lig aan in ons harte. Daar waar dit hard is, daar waar dit dood is, leweloos, selfsugtig, kom God se woord en hy verander. Kom daar vrug. Soms is daar die vrug geloof. Iemand wat lank getwyfel het, begin weer vertrou. Soms is dit troos. Iemand wie se hart gebreek is, word vasgehou deur God se beloftes. Soms is daar die vrug volharding. Iemand wat wou moed opgee, kry weer nuwe krag. Soms is dit vergifnis. Iemand wat swaar dra aan die las, aan bitterheid, aan sonde. Soms is daar die vrug gehoorsaamheid. 'n Mens wat iets wat verkeerd is laat staan en besluit om van vandag af op God se weg te stap. Soms is daardie vrug 'n roeping. Iemand wat God se stem hoor, wat hom roep. En ek moet my lewe anders inrig, want God wil my gebruik. Soms is dit hoop. Nuwe lig wat oopgaan vir die toekoms. En so kan ons aanhou. In elkeen van ons lewens is dit anders. Maar dit is wat dit so wonderlik maak, is dat God my ken en dat hy weet wat ek nodig het. Al wat hy vra is, kom. Maak jou hart oop, maak jou lewe oop. Saad vir die saaier, voedsel vir die wat wil eet. Voedsel versadig my onmiddellik. As ek honger is, sal kos my onmiddellik versadig. Saad is vir die toekoms. Vir môre, vir oormôre, vir volgende week. En dit is hoe God se woord werk. Hy gee vir my voedsel vir nou, versadig my nou, maar hy dra my die toekoms in. En ons moet nooit die krag van God se woord onderskat nie. Daardie Bybelversie, daardie preek, daardie psalm, getuienis, 'n stil oggend met die Bybel oop. God weet wat hy met sy saad wil doen. En daarin lê die groot troos. Ek het al vertel hoe ek as jong ouderling in my wijk vir die mense genooi het vir 'n Bybelstudie en almal het ja gesê, 18 van hulle, almal het ja gesê, 18 besoekpunte, almal het ja gesê. En as ons Bybelstudie hou, dan is daar 2 of 3. Dan gaan ek die volgende keer, dan vra ek weer volgende maand, vra ek weer, dan sê hulle, ja, ons kom, skus, had iets voorgeval verlede keer. En dan kom ek weer daar, dan is daar weer 2 of 3. Dan worstel ek met die vraag, maar is dit die moeite werd om weer te gaan vra? Moet ek nie maar net ophou nie, want ons weet, hulle gaan nie kom nie. Ek gesels met 'n dominee en ek sê ek is moedeloos, ek weet nie wat om te doen nie. Hy sê vir my, Willem, daai keer wat jy voor daai persoon staan en vir hulle nooi, is jy in die naam van die Here daar en gee jy die Heilige Gees kans om in daai persoon se lewe te werk. Dis sy keuse of hy kom of nie kom nie.
maar jy moet getrou wees en gaan. Jy sien die krag van dit wat in die naam van die Here gebeur, lê nie in dit wat ek doen nie. Dit lê in die God in wie se naam ek dit doen. Die krag van 'n preek lê nie in 'n perfekte aanbieding nie. Die krag lê by die God wat sy woord bring na honger en dors kinders van hom. God se woord het effek. Ons lees vers 12. Met vreugde sal julle wegtrek, in vrede gelei word. Die beeld verander. Nou, eers was dit reën en grond, nou is dit 'n reis. Die volk wat wegtrek, hulle word gelei. En heel eers dink ons aan die ballingskap. Ons dink aan die volk wat in ballingskap is en moet uitgelei word. En hulle is moedeloos en hulle is toekomsloos in hulle oë. En dan kom die woord van die Here, julle sal met vreugde wegtrek. Hy bring hulle uit ballingskap uit daardie skuldgevoel wat hulle met hulle saamdra, dat hulle nie goed genoeg is vir God nie hulle vergeet het. Hy bring mense vandag nog uit omstandighede van vrees, van afgodsdiens, wanhoop. Wanneer hy praat, bly mense nie net waar hulle is nie. Dinge verander. Die woord van die Here verander die landskap. In die plek van doringstruike sal sipresse groei. In die plek van distels sal myrtebome opkom. Ons kan dit maklik mislees. Die Here sê nie, hy gaan die dorings uithaal nie. Hy sê, in die plek van dorings gee hy iets anders. Dit is totale vervanging, transformasie. Dit is heeltemal 'n nuwe landskap. Dorings en dissels herinner ons aan die gebrokenheid van hierdie wêreld. En die Here daar in die begin het hy gesê, die aarde sal weerstand bied. Jy sal hard werk, die aarde sal weerstand bied. Nou kom Jesaja 55 en sê, waar God se woord werk, word die landskap verander. En so verander mense se lewens. In die plek van bitterheid, vergifnis, hoogmoed, nederigheid, vrees, vertroue. So kan ons aangaan. Dink net, as dit waar word van ons gemeente, dat ons, wat so saam hier in die kerk by mekaar kom, almal van ons, se lewe so sal verander. Dink net wat 'n groot effek sal dit hê op hierdie omgewing. Die einddoel van alles is dat dit tot eer van God sal wees. Dit sal vir die Here tot roem wees as 'n ewige teken en dit sal nie afgekap word nie. Hierdie nuwe landskap, en kom ons maak dit ons gebed. Here, verander my meer na u beeld soos u wil, maar nie net ter wille van my nie, ook ter wille van my omgewing. Verander ons as gemeente, dat ons 'n duidelike boodskap kan uitstuur van u genade. Mag hierdie landskap, u gemeente,
'n teken wees tot U eer. Laat almal wat na ons kyk sal sê, die Here het dit gedoen. Hy. Amen. Kom ons bid saam. Here, die vraag vandag is nie of U woord kragtig is nie. U woord is kragtig. Soos 'n tweesnydende swaard. Die vraag is, hoe staan ons onder U woord? Die vraag is, besef ek my dors? Besef ek my leegheid? Besef ek die afstand, die skuld, die dorheid, die dorings? Dankie vir U woord wat vanoggend na ons toe gekom het. Dankie Here dat U nie stil bly teenoor dorstige, moe, skuldige en verlore mense nie. Dankie dat U roep, kom. Dankie dat die woord soos reën uit die hemel kom en nooit leeg na U terugkeer nie. Ons bid Here, laat die woord vandag in ons werk, in my werk. Laat dit nie net oor my spoel nie, maar ingaan, deurdrink my hart, my lewe, my menswees, tot U eer. Here, ons bid vir elke gesin in ons gemeente. Ons bid vir elke verhouding, elke hart. Gebruik ons om U woord uit te dra. Mag ons lewens vir U tot roem wees. Mag ons gemeente 'n teken wees van U genade. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek kry geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Kom ons bid saam. Here, en so dra ons hierdie dankoffer aan U op en bid dat ook dit nie leeg na U toe sal terugkeer nie. Here, seën dit, gebruik dit, bou U koninkryk in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ons gaan afsluit met 'n lied wat ons geleer het tydens die Paasangdiens. Nou weet ek nie wie van julle so lank terug kan onthou nie. Dit was, ons moet onthou, dit was hier by Maart maand as ek reg kan onthou. April maand rond. Maar kom, die melodie is baie bekend en ons gaan hom saam met Pretoria Oos gemeente sing. Die is Vonk 484 in 'n wêreld vol gebrokenheid. Kom ons staan.
die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Amen.